Father's Heart Kids. Ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad en dat julle gereed is om meer oor God en sy woord te leer. Nou, julle, ek is regtig so excited vir vandag se les, want vandag gaan ons leer oor 'n man wie se hele lewe verander het toe hy Jesus ontmoet het. Nou, ek wil julle so 'n bietjie van 'n klou gee oor wie ons gaan praat deur vir julle ietsie te wys. Sien julle hierdie klein mannetjie? Hi. Wat gaan nou gebeur as ek hom agter hierdie boks sit? Kan julle hom nog sien? Natuurlik nie. Maar hier's die ding, net omdat julle hom nie kan sien nie, beteken dit nou nie dat hy nie daar is nie en dat ek hom nie kan sien nie. Julle sien, die man in vandag se storie was 'n nobody en mense het nie baie van hom gehou nie en hulle het gedink hy was nie belangrik genoeg vir Jesus nie. Plus, julle, hy was ook 'n baie kort man gewees. So, hy kon nie maklik in 'n groep mense sien nie en mense kon hom maklik mis as hy in 'n groot groep mense gestaan het. Maar julle, hier is die ding. Hy was nooit weggesteek vir Jesus nie. Julle sien, die man oor wie ons vandag gaan praat, word Saggeus genoem. En eendag was hy in 'n groot groep mense, maar hy kon nie vir Jesus sien nie, want die groep mense was net te groot en hy was so klein. Maar raai wat? Al kon Saggeus nie vir Jesus sien nie, kon Jesus vir Saggeus sien. En dit is baie belangrik, julle, want baie keer voel ons dalk klein, en baie keer voel ons dalk onbelangrik, en baie keer voel ons dalk asof niemand ons raak sien nie. Maar raai wat? Jesus sien ons altyd raak. En vandag gaan ons leer hoe Jesus vir Saggeus gesien het en hoe Jesus sy hele hart verander het. Maar julle, voor ek nou vooruitspring met ons les, kom ons maak gou eers ons oë toe en bid en dan sing ons 'n paar liedjies saam met mekaar vir God. Liewe Jesus, dankie dat U ons hierdie week veilig gehou het en ons almal net hier by Father's Heart Kids bymekaar gebring het. Ons is net so excited om vandag meer oor U te leer. Here, help ons asseblief om gefokus te bly sodat ons kan verstaan wat U deur die les van vandag net vir ons wil leer. En Here, soos ons U vandag net loof en aanbid, help ons asseblief om van alles en almal rondom ons te vergeet, sodat ons op U alleen kan fokus. In Jesus naam bid ons dit, en ons almal sê, Amen. Nou, julle, ons gaan nou 'n paar liedjies vir God sing, en wanneer ons sing, wil ek hê, julle moet nou net julle heel beste vir God gee, want julle, hy verdien niks minder as ons beste nie. So, waarvoor wag julle? Staan gou op en dan sing en dans ons hartjies uit vir Jesus. The Holy Trinity, you've got God the Father.
eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. Yeah. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. This life for you, Jesus. Your life for me. This life for you, Jesus. Your life for me. Awesome julle. Julle het almal so goed gedoen. Baie dankie dat julle nou Jesus saam met my geprys het. Nou, julle, soos ek vroeër gesê het, ons gaan vandag praat oor 'n man met die naam Saggeus. Hi. Maar voor ons begin, wil ek julle eers gou ietsie vra. Was julle al ooit in 'n situasie waar jy uitgesluit was en miskien nie groot genoeg gevoel het nie? Miskien was jy te klein om iets oor jou groter broer of suster se skouers te sien. Of miskien toe die ander kinders hulle spanne moes kies, het hulle jou heel laaste gekies. Of miskien het iemand iets leliks gesê van jou en jou seer gemaak en dit het jou laat voel asof jy nou 'n nobody was. Nou julle, ek weet dat van ons baie keer aansien of onbelangrik kan voel en dis as gevolg van dinge wat mense vir ons gesê het of dinge wat mense aan ons gedoen het. Maar raai wat julle, Jesus sien jou altyd. En om te verstaan hierdie konsep, gaan ons 'n bietjie kyk hoe Jesus vir Saggeus raak gesien het. Al het niemand anders van hom gehou en hom raak gesien nie. Nou die storie waarna ons gaan kyk is uit Lukas 19. En daar is eintlik twee belangrike dinge wat ons nou moet weet oor Saggeus. Eerstens, hy was 'n baie kort man. En tweedens, hy was 'n ryk tollenaar. Nou, vir die van julle wat nou nie weet nie, 'n tollenaar was iemand wat geld van mense af ingesamel het vir die regering. Maar baie tollenaars was oneerlik en hulle het meer geld gevat as wat hulle veronderstel was om te vat en hulle het dan daardie ekstra geld vir hulle self gehou.
En ongelukkig julle, was Saggeus nou een van daardie oneerlike tollenaars. Nou, alhoewel Saggeus baie geld nou gehad het julle, het hy nie eintlik baie goeie vriende en vriendskappe gehad nie. Julle sien, meeste mense het nie van Saggeus gehou nie, want onthou, hy het hulle bedrieg. En behalwe dat hy die mense uit hulle geld uit bedrieg het, was om 'n tollenaar te wees 'n beroep wat baie mense gehad het. So eintlik net deur om 'n tollenaar te wees, het baie mense nie van hom gehou nie. Maar julle, eendag het alles net verander. Jesus het na Saggeus se dorp toe gekom. Hey, Nou, julle, omdat Jesus mos nou so beroemd was, het almal om hom bymekaar gekom om hom te sien, sodat hulle net by Jesus kan wees. Maar Saggeus, omdat hy so kort was, kon nie vir Jesus sien nie. So, toe moes hy 'n plan maak. Saggeus het toe nou in 'n boom geklim, sodat hy Jesus kon sien wanneer Jesus nou verbygaan. Nou, julle, om in 'n boom te klim was nie 'n maklike ding om te doen nie, veral vir 'n groot mens. Dis mos nou nie iets wat groot mense gewoonlik doen nie. So, ek is seker die mense het vir hom gelag en gedink hy was net so weird om in hierdie boom te klim. Maar julle, Saggeus het nie omgegee nie. Hy het absoluut geen verskonings gemaak nie, want hy wou regtig net vir Jesus sien. En julle, toe gebeur iets wat hy nooit kon imagine het nie. Nie net het Jesus hom gesien nie, maar toe Jesus nou verbygaan, het hy eintlik stilgehou en opgekyk in die boom en vir Saggeus gesê, hy moet afkom, want hy wil vir hom by sy huis gaan kuier. Nou, julle dink nou daaraan, uit al die mense wat Jesus kon gekies het om te by gaan kuier, het Jesus vir Saggeus gekies. En glo my, Jesus het geweet Saggeus het verkeerde dinge gedoen. Jesus het geweet mense het nou hulle geld verloor as gevolg van Saggeus. Maar Jesus het nog steeds hom gekies. En al het die mense gekla en hulle was confused, het Saggeus nie omgegee nie. Hy het dadelik afgeklim en vir Jesus na sy huis toe verwelkom. Nou, julle, die rede hoekom mense nou gekla het, was omdat Saggeus mos 'n sondaar was en hy het slegte dinge gedoen. Maar julle, Jesus was nie bang vir Saggeus se verlede nie, want Jesus het gekom om lewens te verander. En dit is presies wat gebeur het. Nadat Jesus by Saggeus gekuier het, het Saggeus besluit om helfte van sy besittings vir die armes te gee. En hy het ook 4 keer die bedrag terugbetaal aan almal wat hy bygesteel het. Nou, julle, dit is wat ek 'n hart wat verander het genoem word. Nou, miskien wonder julle dalk, okay, maar wat kan ons nou uit hierdie storie van Saggeus leer? Wel julle, daar's eintlik 'n paar dinge waarna ek wil hê ons moet kyk. Die eerste een is, moenie verskonings toelaat om jou te keer om met Jesus te ontmoet nie. Jy sien, Saggeus kon eintlik baie verskonings gemaak het, nou hoekom hy nie vir Jesus kon sien nie. Hy kon byvoorbeeld sy lengte as 'n verskoning gebruik het en gesê het, "Wel, ek is te kort en ek kan nie sien nie." En julle, hy kon nie verskoning gemaak het dat hy te bang was wat die mense sou dink en miskien by homself dink, "Wel, ek kan nou nie in hierdie boom klim nie, die mense gaan vir my lag." Maar in plaas daarvan om verskonings te maak, julle, het hy 'n manier gevind en 'n plan gemaak. Nou, ek wil eintlik vir julle iets vra. Watse verskonings keer julle om Jesus te sien? Sê julle dalk goed soos, ek het nou nie tyd nie, en ek weet nie hoe om te bid nie, en ek verstaan nie eintlik die Bybel nie, of ewen, ek sal liewer tyd saam met my vriende spandeer. Maar julle, Saggeus se storie wys ons duidelik, as iets regtig vir ons belangrik is, dan moet ons 'n plan maak. En omdat hy nou die moeite gedoen het, in plaas van om verskonings te maak, het hy vir Jesus ontmoet, en sy hele lewe was verander. So julle, kom ons hou op om verskonings te maak oor
hoekom ons nie met Jesus kan ontmoet nie, want hy wil graag met ons ontmoet. En dit bring my eintlik by ons volgende punt. Maak tyd vir Jesus. Julle sien, die Bybel sê in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Nou, julle, dit is 'n awesome belofte. Nou, vir die van julle wat nou nie weet wat dit beteken nie, om nader aan God te kom, beteken eenvoudig net dat jy tyd saam met hom spandeer en jy maak tyd vir hom. En die awesome ding is, wanneer ons tyd vir God maak, dan kom hy nader aan ons en hy spandeer tyd saam met ons. Net soos in die geval van Saggeus. Julle sien, omdat Saggeus 'n plan gemaak het om Jesus te sien, het Jesus toe na sy huis toe gekom. Is dit nie net so amazing nie? I mean, Saggeus het gegaan van eenvoudig net Jesus wou sien, na persoonlike tyd saam met hom spandeer. So julle, ek wil julle aanmoedig, maak tyd om saam met Jesus te spandeer. Want wanneer jy nader aan Jesus beweeg, dan beweeg hy nader aan jou. Nou, dit bring my by my volgende punt. Jesus verander jou hart wanneer jy tyd saam met hom spandeer. Nou, julle, die is heel moontlik eintlik die belangrikste ding wat daardie dag met Saggeus gebeur het. Julle sien, daardie dag het Saggeus sy hart heeltemal verander. En hier is die ding. Niemand het hom nou gedwing om helfte van sy besittings vir die armes te gee en niemand het hom gedwing om die geld wat hy gesteel het terug te gee nie. En julle, Jesus het nie eers vir hom gesê om dit te doen nie. Maar, omdat sy hart verander het toe Jesus hom nou ontmoet het, wou hy al hierdie dinge vir Jesus toe doen. Julle sien, wanneer Jesus jou hart verander, dan word jy outomaties net 'n beter mens. So, julle, as julle dalk voel, julle het 'n verandering in julle lewe nodig, hou op om verskonings te maak en spandeer tyd saam met Jesus, sodat hy kan kom en jou hart kan verander. Nou, kom ons kyk gou na die laaste ding wat ons uit vandag se storie kan leer. En dit is 'n belangrike een. Ons moet ons foute regmaak. Julle sien, wanneer ons na Saggeus se storie kyk, dan sien ons dat hy nie net gaan jammer sê het en net met sy lewe aanbeweeg het nie. Julle, hy het eintlik iets gedoen en daar was aksie. Hy het meer as net sy geld teruggegee. Hy het die armes gehelp en hy het reggemaak waar hy verkeerd gedoen het. Nou julle, ek weet dit kan baie keer moeilik wees, maar baie keer om net jammer te sê, is nie genoeg nie. Om opreg jammer te wees beteken dat jy ook eintlik iets moet doen, eerder as om net die woorde te sê. Byvoorbeeld, as jy nou iets gesteel het by iemand, ja, dan moet jy jammer sê, maar dan gee jy mos nou wat jy gesteel het terug. Of, as jy nou iets gebreek het, dan sê jy jammer, en jy vervang dit. Of, as jy iemand seer gemaak het, dan vra jy verskoning, en van nou af wees jy vriendelik teenoor hulle. Julle sien, om Jesus te volg en 'n hart te hê wat verander is, beteken nie dat jy net ophou om slegte dinge te doen nie. Jy begin actually om goeie dinge te doen. Nou, ek weet vandag se les was nou eintlik 'n mondvol julle. Maar een ding wat ek wil hê julle moet nou regtig uit vandag se les leer, is die volgende. Maak nie saak hoe alleen of vergete en uitgesluit julle dalk mag voel nie. Jesus sien jou altyd. Hy wag net dat julle die verskonings laat gaan en tyd vir hom maak. Want wanneer julle dit doen, dan sal hy alles stop wat hy doen en tyd saam met julle spandeer en julle harte dan verander. So julle, hierdie week wil ek julle almal uitdaag. Vat die eerste stap en doen wat julle moet doen om tyd saam met Jesus te spandeer, want hy wag vir julle. Nou, met dit als te sê julle, om ons te help ons storie van Saggeus te onthou, het ons 'n awesome craft wat ons gaan maak. So kom gou saam, dan wys ek julle wat dit is en hoe om dit te maak.
Wow julle, ek love net ons kraaf van vandag. Ek hoop julle almal geniet dit net so baie soos ek het om hierdie week se kraaf te maak. En ek kan nie wag om te sien hoe julle sin gaan uitdraai nie. So, onthou nou asseblief om julle kraaf te download deur na die blou link in die beskrywing van vandag se video te gaan en daarop te klik. Of julle kan ook die kraaf download deur na ons WhatsApp groep te gaan en dit daarso te kry. Nou, julle maak seker dat as julle ouers nou nog nie deel is van ons WhatsApp groep nie, om hulle te kry om deel te wees van die WhatsApp groep, sodat julle niks mis wat hier gebeur by Vadersdorp Kids nie. Nou, julle, wie wil nou al julle amazing crafts van laasweek se les sien wat julle ingestuur het? Awesome! Ek wil ook kyk hoe julle gedoen het, so kom ons kyk gou. Wow julle het almal so amazing gedoen met julle kraas van hierdie week. Ek love dit net om te sien hoe kreatief julle is en ek wil net sê ek is regtig so trots op elkeen van julle. Nou, julle onthou nou asseblief om julle crafts weer in te stuur hierdie week, want dit is vir my regtig net so 'n groot voorreg om te sien hoe amazing julle doen en hoe baie julle die crafts geniet. Nou, vir die van julle wat nou nie seker is waar om die crafts in te stuur nie en julle dit nog nooit gedoen nie, al wat julle moet doen is na ons craft post op ons Facebook page toe gaan en dan los jy nou vir ons 'n foto in die comment section. Dan gaan ek dit nou daarso kry en dan gaan ek dit met almal in volgende week se les deel. En so gepraat van volgende week julle. Volgende week gaan ons nou aankondig wie Barbara se nuwe herder is. So moenie vergeet om Psalm 23 te memoriseer en julle video's van julle self in te stuur waar julle dit nou opsê nie, want ek wil nou hê julle almal moet ingeskryf wees vir die trekking om 'n kans te staan om Barbara die skaap te wen. Nou, as julle nou geen idee het waarvan ek nou net gepraat het nie, dan moet julle seker maak dat julle teruggaan na laasweek se les toe en dit te gaan kyk. Okay. Maar ongelukkig julle, ons is nou amper aan die einde van ons les, maar voor ons gaan ons gou eers nog een laaste van liedjie saam met mekaar sing, wat ons gaan help om Saggeus en sy storie te onthou. So, ek wil hê julle moet gou opstaan en hierdie laaste liedjie saam met my geniet. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree, the Savior to see. And as the Savior passed that way, he looked up in the tree that day. He said, Zacchaeus, come down from there, for I'm going to your house for tea. And Zacchaeus came down from the tree, and he said, what a better man I'll be. I'll give my money to the poor, what a better man I'll be. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. But now he trusted in the Lord, what a happy man was he. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree, the Savior to see. And as the Savior passed that way, he looked up in the tree that day. He said, Zacchaeus, come down from there, for I'm going to your house for tea. And Zacchaeus came down from the tree, and he said, what a better man I'll be. I'll give my money to the poor, what a better man I'll be. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. But now he trusted in the Lord, what a happy man was he. But now he trusted in the Lord, what a happy man was he. Wat 'n catchy liedjie julle. Ek love net hierdie liedjie oor Saggeus so baie. Nou, ek hoop julle het almal nou vandag net 'n amazing tyd saam met my gehad en ek hoop julle het regtig ietsie nuuts geleer. Kom ons maak nou ons oë toe dat ons nou ons les kan afsluit met gebed. Dankie Jesus vir hierdie amazing les en
dankie dat U ons altyd sien. Dankie dat U ons net lief het, en dankie dat U ons hartjies verander het van die dag wat ons U ontmoet het. Help ons asseblief om altyd tyd vir U te maak, en help ons ook om reg te maak waar ons verkeerd gedoen het. Mag ons net nader en nader aan U groei. Wees asseblief hierdie week met elkeen van ons, en help ons om ons liggies te laat skyn oral waar ons gaan. In Jesus naam bid ons dit, en ons almal sê, Amen. Awesome julle, baie dankie dat julle my nou vandag gejoin het by Father's Heart Kids. Onthou, Jesus sien julle raak, en hy is so lief vir julle. Al wat julle moet doen, is om ontslae te raak van julle verskonings, en nader aan hom te beweeg, en hy sal die res doen. Ek sien julle weer volgende week. Bye!